As jy die Bybel saamgebring het vanaand, blaai saam met my asseblief na die Nuwe Testament, Hebreërs hoofstuk 2. Hebreërs hoofstuk 2. Gaan ons daar 'n paar verse saam lees, en terwyl van ons kasetluisteraars, ons is vanaand hier by hierdie pragtige mense in Calitzdorp. Hebreërs hoofstuk 2 en ons lees vanaf vers 1. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Want as die woord deur engele gespreek onwankelbaar was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regverdige vergelding ontvang het, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid verontagsaam, wat nadat dit eers deur Jahwe verkondig is, aan ons bevestig is, deur die wat dit gehoor het. Ek wil graag met u praat vanaand oor die groot kwessie van dat 'n mens kan geestelik wegdryf. En hoe moet ons dit voorkom? En hoe moet ons dit identifiseer? En wat beteken dit? En wat kan ons doen om 'n geestelike standvastigheid in ons lewe te handhaaf? Vader, ons sê dankie vir u woord. Ons sê dankie vanaand dat u woord vir ons 'n lig is vir ons voete en 'n lamp vir ons pad. En in hierdie tyd, my Vader, waar daar so baie is wat van die geloof afvallig word, terwyl ons in 'n tyd leef, my Vader, waar mense die handdoek ingooi en waar mense in baie opsigte verloor wat hulle gehad het, en die stryd vir hulle te veel word en die pad vir hulle te opdraand word, bid ek dat u my woord vanaand sal gebruik, as daar sulke mense is hier vanaand of na hierdie band sal luister, dat u vir hulle sal help, en dat ons in hierdie tyd, soos in die tyd van Elia, waar daar 7000 was wat die knie nie gebuig het nie, dat ons in hierdie tyd onder Israel, onder u volk, manne en vroue sal hê wat gevestig is, manne en vroue wat standvastig is in die waarheid van u woord en in hulle verhouding met u. Ons leef in 'n tyd, my Vader, waar die wankelbare sal geskit word en die verganklike sal verbygaan, maar die onwankelbare sal bly en die onverganklike sal bly. En ek bid, Koning, dat u deur u gees en dat u deur u woord iets in ons harte sal laat gebeur vanaand, en dat daar 'n vaste voorneme in ons harte sal wees, 'n beslisheid sal wees om te staan vir dit wat ons glo, te staan vir dit waarvan ons oortuig is, en dat die storms van die lewe ons nie sal oorweldig nie. Ek bid dit in Yeshua se naam, en ek weet, my Vader, dat hierdie ou bandjies gaan reg oor ons land, soms na huise toe waar dit desperaat is, mense in wie se lewens dit desperaat is, maar ek bid dat u hierdie woord sal gebruik om daar lig te bring en verandering te bring, en daardie ou mensies te help om op te staan en standvastig in u te wees. In Yeshua's naam bid ek dit, en ek prys u daarvoor. Amen. Nou luister wat sê Hebreërs hoofstuk 2, en ek gaan weer vir u lees, vers 1. Daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Nou dit waarvan hy hier praat is, jy kan wegdryf van jou geestesgoedere. Jy kan wegdryf van jou geestelike verhouding met Vader. Jy kan wegdryf van geestelike waarhede. Jy kan wegdryf van die waarheid van die woord. As ek vanaand sê, ek dien hom, ek ken hom, ek het hom lief, ek wil vir hom leef met my hele hart en met my hele wese en met alles wat in my is dit nie 'n waarborg dat u gaan staande bly nie. Want ons het te doen met 'n hiërargie van die koninkryk van duisternis, wat ingestel is daarop om ons te beroof van ons geestesgoedere. Ons is in 'n wêreld wat ons vyandig gesind is. Ons bevind ons baie keer in omstandighede wat ontwerp word om ons te ontmoedig,
En daar is nie 'n slegter toestand in 'n kind van Vader se lewe as om geestelik ontmoedig te wees nie. Glo vir my, ek werk baie keer met hierdie mense en dan huil hulle lang trane as ek met hulle begin gesprekke voer. En dan sê hulle vir my, ek het moeg geword. Die dinge het vir my te veel geword. Die dinge is vir my te groot. Ek kan dit nie meer hanteer nie. Ek is nie in staat om dit te hanteer nie. En dit voel vir my, die grond is besig om pad te gee onder my voete. En baie keer dan kom ek op plekke en dan sê ek vir mense nadat ek hulle bedien het en vir hulle gehelp het. En een groot behoefte in ons land is pastorale sorg, herderskap. Ons het baie meer herders nodig. En dis waarom ek Vader loof elke keer vir pragtige herderspare soos hierdie man en vrou wat vanaand hier saam met ons is, wat die ou mensies kan ondervang en vir hulle kan herder en vir hulle kan versorg. Want dit neem tyd vir ons mense om gevestig te raak in die waarheid. Dit neem tyd vir hulle om standvastig te word. Dit neem tyd om geestelik te groei. En hier sê die woord, ons kan wegdryf. Ons kan ons plek verloor. Ons kan ons standvastigheid, kan ons verloor. Nou, in 2 Petrus 3 vers 17, en ek is maar 'n woordprediker, so verskoon my maar as ek baie lees uit die Bybel en ek gee kommentaar daarop, maar ek glo dat geloof kom uit gehoor en gehoor deur die woord van Vader. Hy sê in 2 Petrus 3 vers 17, nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van die sedelose mense en wegval uit julle vastigheid nie. Jy kan wegval uit jou vastigheid. Jy kan verloor wat jy ontvang het. Jy kan van dit af beweeg word. En dis waarom ons moet waak. Dis waarom ons daarna moet kyk. Paulus skryf in Kolossense 2 vers 5 van die vastigheid van ons geloof in Messia. Daar's 'n vastigheid in jou geloof. Jy staan onwrikbaar vas. Jy is oortuig van hierdie waarheid in sy verskillende skakerings en jy is gevestig daarin. Maar ek het uitgevind in my eie lewe, as 'n jong man toe ek tot bekering gekom het, was daar maar baie skommelinge in my lewe. Ek het geweet dat ek geroep is en ek het geweet dat ek vir Vader moet werk terwyl ek nog 'n ou klein seentjie was. Maar ek het eers met hom 'n ontmoeting gehad, regtig met hom 'n ontmoeting gehad toe ek so ongeveer 14, 15 jaar oud was, en toe die groot deurbraak in my lewe gekom toe ek 16 jaar oud was. En ek wens ek het in daardie tyd 'n geestelike ouer gehad wat met my kon gaan sit en wat die pad geloop het en wat gevestig was in die waarheid van Vader se woord, wat vir my as 'n jong man kon help om die dinge wat ek nie verstaan nie te verstaan. Daar was so honger in my hart, daar was so behoefte in my hart, daar was so begeerte in my binneste om geestelik te kan groei en om Vader te behaag. Ek onthou dat ek gaan soek het na iets geestelik wat ek kan lees. Ek was 'n kroniese leser van kleins af. Ek het alles verslind wat ek in die hande kon kry om te lees, nou nog. Maar niemand gee vir my bietjie rigting nie, niemand gee vir my bietjie leiding nie, niemand gee vir my 'n bietjie koers nie. En ek onthou my heel eerste Christelike boek wat ek in die hande kon kry, en dit was nou nogal Engels ook. Nou hier weer daar by ons in die Vrystaat, as 'n ou Engels praat, dan dink jy kom van 'n ander planeet af. En ons wou van kleins af niks met die rooi nekke te doen gehad het nie, ons was so eenkant en apart. Maar ek is so honger, ek het so behoefte, en ek kry 'n boek in die hande met die naam van The Normal Christian Life van Watchman Nee. Ek het nie geweet wie is dit nie, maar ek het dit gesien, hier is 'n Christelike titel. En ek moet nou hierdie boek lees, want ek het so behoefte aan geestelike waarheid. Ek het so behoefte aan vaste spyse vir my gees. En ek onthou ek het hierdie boek gevat en ek het gaan sit en hom begin lees, maar ek kon nie kop of stert verstaan wat ek daar lees nie. Ek het gekonsentreer al die kante toe, maar dit het nie vir my sin gemaak. En ek het eers baie jare later besef, en dis hoekom ek nou so baie begrip het in my hart vir mense wat by ons meester uitgekom het en wat nog sukkel om vastigheid te kry in hulle lewe, want jy kan so maklik kan jy daardie vastigheid kan jy verloor en jy kan wegdryf van dit wat jy ontvang het
En ek wil vanaand vir u aanmoedig om kyk na hierdie jong bekeerlinge, kyk na hierdie mense wat nou vars by Vader uitgekom het, versorg hulle, koester vir hulle, bid vir hulle, help vir hulle, gaan sit maar met hulle, wees maar met hulle geduldig, want hier is 'n vyand wat nie tevrede is met dit wat hulle ontvang het nie. En hy wil vir hulle uit daardie waarheid wat hulle ontvang het, hy wil vir hulle daar uitkry. En ek het in my lewe gesien dat die oorwinning in my lewe, die geestelike voorspoed in my lewe, die geestelike deurbrake in my lewe, my deurbrake in gebed, my deurbrake in my bediening, my deurbrake in my lewe met Vader, my oorwinning oor die werke van die vyand, het hoofsaaklik in my lewe gemanifesteer wanneer ek by 'n plek gekom het en die waarhede van sy woord het vastigheid in my lewe geword. Ek is gevestig in daardie waarheid. Jy kan hom nie uit my uitslaan met 'n 5 pond hamer nie. Dis daar, dis gevestig. Ek onthou toe ek in die kerk al begin het, worstel het met die Israel waarheid. En ek is die kant toe, en ek is daai kant toe, en ek het met die ou gepraat, en ek met daai ou gepraat. En almal sê vir my, ek is met 'n dwaling besig, ek is met die verkeerde ding besig. Maar hier in my hart soek ek vastigheid rondom daardie waarheid. En ek kon sien toe, dat iemand kon maklik twyfel in my gemoed saai. Want ek sit met 'n klomp teologie, en ek sit met 'n klomp goed wat ek die studente geleer het, en ek worstel met die goed. Ek sit eendag met 'n man, en ek vra hom die vraag, julle ken ons nou al die vrae, jy weet, die laken wat uit die hemel uitgekom het, en al die nasies wat gered moet word, en julle ken ons nou al die argumente, en nou wat van die swarte, en wat nou van die, en nou wat nou van daai, en elke wat in hom glo sal gered word, en so lief het hy die wêreld gehad, en al daai goed. Nou ons lag nou vandag daaroor, en vandag lyk dit vir ons maklik om te hanteer, want jy's nou gevestig in dit. Jy het nou vastigheid in dit. Maar die oomblik as jy dit nog nie het nie, en so met al die ander waarhede van die woord, en ek wil net hier vanaand 'n waarskuwing vir u gee, naamlik dat die Israel waarheid is nie die waarheid nie. Dis 'n waarheid. En daar's baie ander waarhede waarin ons gevestig moet word. Ons moet gevestig word in die waarheid van geregtigheid, die waarheid van die doop, die waarheid van 'n heilige lewe. Ons moet gevestig word in die waarheid van gebed. En daar is soveel pragtige dinge in sy woord waarin ons gevestig moet word. Daar is net een wat kan aanspraak maak daarop dat hy die waarheid is, en dis Yeshua die Messia. Hy is die waarheid. En ek het in my lewe geervaar dat jy kom op 'n plek dat niemand kan jou iets vertel omtrent die doop nie, byvoorbeeld. Jy het die doop gebestudeer, jy het 'n studie daarvan gemaak, jy het dit geondersoek van alle kante af. En jy vind uit in jou lewe, ek is so gevestig in hierdie waarheid, daar is so vastigheid in my lewe rondom die doop, niemand sal my kan beweeg nie, maak nie saak wie wat sê nie, ek is gevestig in hierdie waarheid. Maar net hier aan die ander kant word jou voete onder jou uitgegooi rondom geloof vir genesing, geloof vir finansies, geloof vir Vader se beskerming. Jou voete word onder jou uitgegooi wanneer die Satan kom en hy sê vir jou, maar jy is onwaardig en jy is nie goed genoeg nie, en jy laat toe dat daai sondebewussyn vir jou krepeer in minderwaardigheid en skuldgevoel is, want jy verstaan nog nie die waarheid van dat ek sy geregtigheid geword het in Yeshua Messia, wat dit beteken om 'n nuwe skepsel te wees, dat hy gedeel het met my verlede, dat my verlede verby is en ek staan voor hom in Messia en hy sien my regverdig in sy seun. So op hierdie ander gebiede is ek gevestig, maar hier slaan die duiwel my voete onder my. Op die gebied van gebed, en so kan ek aangaan vanaand, die Israel waarheid. Vanaand kan ek sê, jy kan my in die middel van die nag wakker maak en 2 professors kan die kant skree en 2 professors kan daai kant skree en hulle kan kom met hulle argumente. Hierdie waarheid is gevestig in my hart. Ek is vas in hierdie waarheid. Ek weet dat ek weet wie sy volk, en ek weet wat sy woord sê oor dit. Maar daar was 'n tyd wat daar nie vastigheid in my was oor dit nie. En so sal die Satan na ons toe kom op verskillende maniere. Hy sien hy kan nie vir jou hier laat wankel op die gebied van sê die Israel waarheid. Hy kan nie vir jou laat wankel hier op die gebied van sê die doop nie. Maar hy kom en hy kom trap vir jou vas deur middel van jou omstandighede. Hy laat toe dat jou omstandighede vir jou oorweldig en behoeftes en nood wat jy het oorweldig vir jou, en dan kom jy agter, maar op hierdie gebied
waar ek geloof moet beoefen in dit wat my meester vir my moontlik gemaak het op die gebied van byvoorbeeld voorsiening, is ek nog nie so gevestig nie, ek is nog nie so sterk nie. En dan vind jy uit op daai gebied, dryf jy weg. En jy verloor grond. En geestelik word jy getap. Mense, ons moet in ons lewe met ons 'n gebalanseerde, ek hê op die waarhede van die woord. Dis waarom ek skrywe, dis waarom ek my lewe spandeer om waarhede by Vader se volk tuis te bring. Daar het ek 'n boekie geskryf oor geloof. Hoeveel mense weet wat is geloof? Hoe werk geloof? Dat sonder geloof kan dinge nie gebeur in jou lewe nie. Vat die waarheid van liefde, byvoorbeeld. Ons het 'n gebod van ons meester wat sê dat ons mekaar moet lief hê. Ek het by die konferensie in Middelburg 'n bietjie daaroor gepraat. Wat is die krag wat daar is in liefde? Liefde is nie 'n soetsappige besigheid nie. Liefde maak nie van jou 'n sissie nie. Maar liefde is die kanaal waardeur geloof werk. En ek moet gevestig word, want Johannes sê dat ek moet geloof hê in sy naam, maar ek moet ook geloof hê in sy liefde. Ek moet verstaan hoe dit werk. En nou kom die Satan op die gebied van liefde en hy bring bitterheid in my hart teenoor my broer of teenoor my vrou of teenoor my kinders of teenoor my suster. En ek verloor daardie lewe van liefde wat Vader wil hê ek moet leef. En nou kan ek nie verstaan hoekom is ek kragteloos in my lewe nie. Ek kan nie verstaan hoekom het ek nie 'n verhouding met hom nie. Ek kan nie verstaan hoekom is hier wrywing tussen my en Vader nie, en ek kom nie deur nie, en ek kan nie deurbreek nie. Ek moet gevestig raak in die waarheid omtrent die liefde van Vader. Ek moet 'n studie daarvan maak. Ek moet dit gevestig kry in my hart en in my lewe. Vat byvoorbeeld die naam van Yahshua die Messia. Ek is nou besig om 'n boekie te skryf oor sy naam. Ons sê Yahshua. Maar weet ons wat dit beteken? Weet ons wat staan agter daardie naam? Weet ons wat is die inhoud van daardie naam? Weet ons wat kan daardie naam doen? Ons moet gevestig raak in daardie naam. En so kan ek aangaan vanaand. Die waarhede van sy woord, ek moet vasraak in dit. Ek word nie beweeg op die gebied van die doop nie. Ek word nie beweeg op die gebied van die Israel waarheid. Ek word nie beweeg op die gebied van gebed en geloof en heiligmaking en regverdigmaking en die seëninge waarmee ek geseën is in Yahshua die Messia nie. Maak nie saak van watter kant af en hoe die vyand my aanval nie. Ek is gevestig in dit. Ek het vastigheid in dit. Dis waarom hy sê in Matteus 28 vers 19. Gaan na die nasies van Israel toe. Maak van hulle disippels, maar moenie daar stop nie, leer hulle. Hoekom moet jy hulle leer? Sodat hulle gevestig raak, sodat hulle vastigheid kry in die waarheid van sy woord. Ons lewe in 'n tyd, mense, waar dit wat ons glo geskit word. Hierdie onderwysstelsel wat ingevoer word in die land vir ons kinders. Dit skit ons kinders. Dit skit ons kinders. En dis ons taak om ons mede volksgenote daar buite te gaan onderrig weer in die waarhede van sy woord, en is met 'n skok wat ek besef elke keer as ek optree by 'n plek, dat mense nie soms 'n idee het wat aangaan in die Bybel. Dat jy hulle vra om te lees, byvoorbeeld in 'n boek van die Nuwe Testament, dat hulle waaragtig nie weet waar daardie boek is nie. Hulle het nie eens geweet daardie boek is in die Bybel. En ons mense raak al meer vervreemd van die waarheid van sy woord, en dis hoekom die duiwel ons slag. Ons het nie vastigheid nie. En as ons vastigheid in ons lewe het, en ons leer ons kinders, en ons onderrig ons kinders, en ons maak dat hulle vastigheid kry in hulle lewe en in die waarheid van die woord, dan kan die vyand maar kom met sy aanslag. Dan staan ons kinders, dan staan ons mense. So ons moet nie net disippels van hulle maak nie, ons moet hulle leer. Nou in Lukas 22 vers 31 sê die meester, Satan, hy sê vir Petrus, Satan het vurig begeer om jou te sif. In die King James staan daar, hy het met groot begeerte gevra om jou te sif. Julle moet weet, daar is niks liefde by die vyand vir ons nie. Niks. En veral as jy by die waarheid uitgekom het, is jy 'n groot bedreiging vir hom. En hy sal begeer om jou te sif en jou te skud. En al manier hoe hy jou kan sif, al manier hoe hy vir jou kan skud in jou lewe, is as jy nie gevestig is in die waarheid nie. Mense, ons moet begin studie doen van hierdie waarhede in sy woord, waarin ons nie gevestig is nie, want die vyand wil vir ons skud. Die vyand wil vir ons sif, die vyand wil vir ons afbring van ons vastigheid in Yahshua die Messia. Nou as ek hier in Hebreërs, ons teksgedeelte wat ek vir u gelees het,
En ek wil net weer terug gaan soontoe, wil ek net vir u wys, dan kan ons nou 'n bietjie in diepte daarop ingaan. Hy sê, daarom moet ons des te meer ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie miskien wegdrywe nie. Ons moet hoor en ons moet ag gee. Nou, baie keer dan hoor mense, maar hulle gee nie ag nie. Jy hoor woorde, maar jy het nie dit wat jy gehoor het, jou eie gemaak nie. Baie keer as mense nie mooi kan hoor nie, dan sit hulle hand so agter hulle oor, dat hulle kan mooi hoor wat jy sê. Nou, julle mans en vrouens, baie keer, ons maak maar almal daai fout, dan praat jou vrou met jou, jy het gehoor wat sy sê, maar jy het nie gehoor wat sy sê nie. Of hy het met jou gepraat, en jy het gehoor wat hy sê, maar jy het nie gehoor wat hy sê nie. Is dit nie so nie? Of iemand praat met jou, jy het gehoor, hy praat met jou, maar jy het nie gehoor wat hy sê nie. En dit is wat ons maak met die woord. En Satan is baie, baie subtiel op daardie gebied. Baie, baie subtiel. Ek kan in die gehore waar ek met mense praat, kan ek sien wie hoor en wie hoor nie. Wie gee ag en wie hoor net maar hoor nie. En hy sê vir sy volk, hy sê julle hoor maar julle hoor nie. Julle sien maar julle sien nie. Hy sê maar as jy kan hoor en as jy kan sien, dan volg daar 'n aksie. En dis 'n aksie van ek bekeer my, hier vind 'n vernuwing in my denke plaas. My opinie verander, my mening verander, ek sien iets, ek verstaan iets wat ek nooit voorheen verstaan het nie, en dit verander my lewe radikaal, en ek maak 'n swaai, en ek maak 'n draai. Hoor nou mooi vir my vanaand mense, moenie vir my verkeerd verstaan nie, maar ek kan nie anders nie, ek moet vir u die volle woord van Vader preek. Baie van ons mense leef in uiterste armoede en swaar kry. En as gevolg van verkeerde prediking het hulle onder die indruk gekom, dis nou maar Vader se wil dat ek moet krepeer. En daar's nie vastigheid in 'n lewe rondom dit nie. En as jy net 'n studie wil gaan maak van die woord, en jy kry weer vastigheid in jou lewe, en jy gee ag op wat hy sê, vat byvoorbeeld die 3de sentbrief van die apostel Johannes, hy sê, geliefde, en as jy daai 2 sentbriewe gaan lees, dan sal jy sien, Johannes skryf aan die geliefde vrou, hy skryf aan 'n saak. Hy sê, geliefde, dis Jahwe wat praat deur sy gees. Hy sê, geliefde, ek wens, ek bid, dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Hoor nou mooi, die voorwaarde is, dit moet met jou siel goed gaan. Nou wat is in jou siel? Jou denke. As jou denke nie reg is nie, dan is daar iets verkeerd in jou siel, en dan is jou taal verkeerd, en dan is jou ingesteldheid teenoor die lewe verkeerd. Vader wil nie vir u en vir my in 'n posisie sien waar ons krepeer van die môre tot die aand nie. U en ek kan hom vertrou, u en ek kan hom glo, verseën en voorsiening en versorg en verhelp. Dis ook 'n waarheid waarin ons gevestig moet wees. Dis ook een van die dinge waarvoor ons meester betaal het deur sy kosbare bloed. Daar is net, soos met al die ander waarhede van Vader se woord, is daar verdraaiings aan hierdie goed. Ek praat nie van die verdraaiings nie, maar julle moet onthou, jy sal nooit 'n vervalste R60 noot kry nie. Jy sal altyd 'n vervalste R50 noot kry, maar daar is nie 'n oorspronklike R60 noot nie. Satan sal altyd die egte ding vervals. Hy sal altyd die egte ding verdraai. En as ons vir hierdie volk gaan preek, ja, sê vir hulle is Israel. Sê vir hulle is sy volk. Wonderlik, dis 'n heerlike waarheid. Maar sê ook vir hulle, julle kan in oorwinning leef. Julle kan vry wees van sonde. Julle kan vry wees van siekte. Julle kan vry wees van armoede. Julle kan vry wees van depressie. Julle kan vry wees van vrees. Julle kan die oorwinningslewe smaak. Julle kan ervaar dat Vader in julle behoeftes voorsien. Ek en my vrou was jonk getroud. Ek het bitter swaar gekry. Ons inkomste was so R90 'n maand, en ek en sy het gaan sit en sê, Vader, ons sien in u woord, ons moet 10de gee, maar u weet as ons 10de gee, is ons onderdeur. Maar ons gaan begin by 'n rand. Ons kan 'n rand gee met blydskap. Ons kan 'n rand gee met vreugde. Ons wil saad in die grond kry. Ons koop u nie daarmee om nie. Ons wil gehoorsaam wees aan u woord, wat sê die wet van eerste dinge, vereer my deur die eerstelinge van jou inkomste. Vader, hier gee ons nou 'n rand. Ons ry met 'n ou Morris karretjie, wat uitmekaar geroes is. My kinders sit in die kar, dan met my vrou koerantpapiere onder in die gate indruk as ons ry in die winter, want die ding het nie 'n verwarmer nie. Hy gebruik meer olie as wat hy petrol gebruik, en dan as ons so met die pad ry, dan kan hy nie vinniger as 50 km/h ry nie, en dan kry hy 'n speed wobble, maar sy engine kan ook nie vinniger nie, dan gooi hy so 'n rookskerm agter, en dan ry die ouens hier van agter af en wys hulle vir my, ons kan dit nie hou hier agter van die rook nie, trek bietjie uit die pad uit, en dan ry ek so elke 20 km hou ek stil, want ek ry met so 'n ou gallon vuil olie agter, en dat ek net kan olie bygooi. Ek het ook nie eens geld gehad om nuwe olie te koop nie. En
Ek het groot geword met, jy dra jou skoene skool toe, en jy trek hulle uit, jy trek hulle aan by die skool, en as die skool uitkom, dan trek jy weer jou skoene uit, jy loop met jou kalfvoete huis toe, want as daai skoene stikkend is, gaan daar nie nuwe wees nie. Ek het met pap en koffie groot geword, ek het met 'n arm syndroom groot geword, ons is nou maar arm rotte, en ons moet maar bestem wees vir armoede. Jy is maar bestem om, nie soos die ander kinders nuwe skoolklere te kry nie, jy moet voor die juffrou gaan staan, die sangjuffrou, want al die kinders wat die skool verlaat het, het hulle ou klere vir haar gegee. Dan gaan staan jy by die sangjuffrou, juffrou, hier staan die armsmitte weer in 'n ry, ons soek ou klere, sodat ons kan klere hê om skool toe te dra. So het ek groot geword. Groot. My ouers, en ek eer hulle, ek respekteer hulle, ons was 'n klompie kinders gewees, ons het nie mense na ons huis toe genooi nie, want my ma het nie meubels gehad nie. Hier 'n ou bank, maar jy weet, sy ou goede het onderuit gehang, en hy was deurgesit gewees, en hy was voddig gewees, so my ma was, ons huisie het altyd geblink, my ma het altyd gesê, ons kan arm wees, maar ons kan skoon wees. En sy het vir ons meelsakkies uitgekook, dat ons kan broekies hê, om skool toe te dra. Toe hulle my kies vir Noord-Vrystaat rugby, en ek was so my skik daarmee, was nogal 'n eer gewees, binne senter vir Noord-Vrystaat. Toe was ek agterna in so 'n verleentheid, want ek het nog al 'n 3 gedruk met 'n broek agterop, waar gestaan het Impala. Hy was nie heeltemal uitgekook gewees nie. Dit was in my lewe. En toe ek en my vrou so swaar kry, jy weet, in heerlikheid man, het ek net eendag kwaad geword, en dis wanneer daar 'n draai in jou lewe kom, en ek het na die woord toe gegaan, en ek gesê, Vader, my meester het nie net gesterf vir my sonde nie, hy het ook gesterf dat ek kan vrykom van hierdie vloek van gedurende armoede en tekort. Ons gee hierdie rand, ons saai, ons begin om saai. U weet ons wil 'n 10de gee, maar ons kan nog nie, maar hier begin ons. Ons begin hier, ons sal nog kom daar waar ons dit kan doen. En ek aanvaar dit nie meer om met hierdie ou skrap morris te ry nie. Ek aanvaar dit nie meer om hierdie gedurende gebrek en tekort te hê nie. En toe ons daai gesindheid begin inslaan, en ons begin gevestig raak in daardie waarheid, Vader stadig maar seker begin om ons lot te verander. Stadig maar seker begin om ons lot te verander. Mense, ek weet waarvan ek praat vanaand. Ek het uitgevind in my lewe, as jy staan op sy woord, en jy staan op die waarheid van sy woord, dis juist wat Satan wil doen, hy wil jou beroof daarvan. Hy wil jou beroof daarvan, hy wil jou weghou van dit wat aan jou behoort, sodat jy wegdryf, en dis waarom ons moet ag gee op wat ons gehoor het. Wat gehoor het? Die woord gehoor het. As jy die woord gehoor het, gee ag op die woord wat jy gehoor het. Luister wat sê hy, hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid vir ons agsaam, wat het nadat eers deur Jahwe verkondig is, aan ons bevestig is deur die wat het gehoor het. Weet julle wat die meester vir ons kom doen? Hy het vir ons 'n groot saligheid kom bewerk. 'n groot saligheid. Ons is sy volk, ons is 'n verloste volk, ons is 'n vergewe volk, ons is 'n vrygemaakte volk, ons is 'n volk deur wie die wonde van Joshua vir ons genesing gekom het. Ons is 'n volk wat geseën is met alle geestelike seëninge in Joshua die Messia. Dis 'n groot saligheid. Ons het oorwinning oor Satan. Ons het oorwinning oor die magte van die hel. Nou sê hy, as ons hierdie groot saligheid verontagsaam, hoe verontagsaam jy dit? Jy luister nie. Jy hoor nie. Jy maak dit nie deel van jou nie. Dan kan jy nie die armoede ontvlug nie. Jy kan nie die siekte ontvlug nie. Jy kan nie depressie ontvlug nie. Jy kan nie die vrees ontvlug nie. Jy kan nie die wanhoop ontvlug nie. Want jy verontagsaam hierdie groot saligheid. Jy luister nie daarna nie. Maar as jy daarna luister en jy maak het. Kom ons begin by vers 1. Daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het. Wat 'n wolk van getuies? Het jy al gewonder? Daai wolk van getuies is in Hebreërs 11. Dis die manne wat deur geloof oorwinning behaal het. Dis die manne wat deur geloof koninkryke oorweldig het, geregtigheid uitgeoefen het, beloftes verkry het, die bekke van leeu's toegestop het, die krag van vuur uitgeblus het, die skerpte van die swaard ontvlug het. Nou terwyl my sussie praat van vuur, daar by ons op die plot, ek het so 4-5 hektaar daar waar ons gebouwe en fasiliteite en goed het. En ek sien eendag net hierdie verskriklike rookwolk nou met hierdie veldbrande daar by ons in die Vrystaat en ander plekke. En langs ons plot is 'n
is ook omtrent seker 10 hektaar en die gras staan net so hoog, daar bly niemand in die kakiebos. Julle weet hoe brand die kakiebos. En hierdie vlamme kom aan en die wind waai dit reguit na ons plot toe. En dit kom op ons aangestorm en ek skree daar op een van die studente, bel die brandweer, maar ek besef die brandweer gaan te laat wees. En een van die manne hardloop saam met my en ek hardloop reguit na die vuur toe. En ek gaan staan so 30 tree van die vuur af en toe sy amper by ons plot en ek steek my hand so na hom toe uit en ek sê, jy stop in die naam van Yahshua die Messia. Ek weet jy kon dit gesien het. Dis asof die wind daai oomblik so dwarrel maak en hy draai en hy waai daai vuur terug en hy stop net daar so. Stop net daar so. Prys sy naam. Hoeveel keer het ek al gesien as jy die pyn bestraf in die naam van Yahshua die Messia. As jy hierdie depressie bestraf, as jy hierdie vrees bestraf en dan kry jy die oorwinning, jy's gevestig in daai waarheid. Jy ontvang krag uit swakheid, dapper gewees. Dis hierdie wolk van getuies. Hy sê terwyl ons hierdie wolk om ons het van manne en vroue wat ervaar het dat Vader 'n vervuller van sy woord is, dat hy 'n waarmaker van sy woord is. Maak nie saak waar jy bly nie. Maak nie saak waar jy is nie, jy sê kind, hy het jou lief, hy gee vir jou om. Die plek waar jy bly bepaal nie sy voorsiening vir jou nie. Die feit dat ek 'n predikant is, bepaal nie sy voorsiening vir my nie. Dis vir elke kind van hom. Dis vir elke kind van hom, dis vir u en dis vir my. Prys sy kosbare naam. Ons kan nie so groot saligheid verontagsaam nie. As ons onttrek, dan gaan die verderf inkom. Maar as ons ag gee op die woord, hy sê, die oë gefestig op Yahshua, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Hoor nou mooi, die leidsman of die begin en die volëinder van ons geloof. Hy begin die geloof en hy maak die geloof klaar. Maar prediker wys nou vir my, waar is Yahshua? Hoe kan ek nou hom kyk? Waar is hy dat ek hom kan sien? Ek wil graag dit doen wat hier staan. Luister mooi, geloof is uit gehoor en gehoor is deur die woord van die Elohim. Met ander woorde, as ek na die woord kyk, dan kyk ek na Yahshua. As ek na die woord kyk, hy is die woord het vlees geword. As ek na die woord kyk, jy moet maar my op bandjie kry van Mosselbaai, waar ek gepraat het oor, ons moet gelowiges wees, nie twyfelaars nie, en daar die beginsels begin toepas in u lewe, en dit sal u lewe verander. Ek kyk na die woord, sy woord is finale en uiteindelike gesag in my lewe. As ek na sy woord kyk, en ek sien hierdie waarhede, en ek word gevestig daarin. Ek en my vrou het van armoede ontslaag geraak, die vloek van armoede, dit waarmee ek groot geword het. Toe ons begin kyk het na sy woord, begin kyk het na sy woord, begin kyk het na sy woord, prys sy kosbare naam. Ek het met soveel minderwaardigheid groot geword, dat ek nooit gedink het, ek kan iets in my lewe bereik nie. Ek is nie goed genoeg om universiteit toe te gaan nie, ek is nie goed genoeg om te gaan studeer nie. Ek is nie goed genoeg vir dit nie, ek is nie goed genoeg vir dit nie. Daar die hele persepsie in my lewe het verander toe ek begin kyk het na sy woord wat sê maar, hy het my waardig gemaak. Hy het my bekwaam gemaak. Hy stel my in staat deur sy seun. En hy kan my help. En om net vir my te wys, ek kan dit doen, toe laat studeer my nogal in Engels ook. Maar ek het het gemaak. Ek het het gemaak. Ek het gesê, ek kan het maak. Ek kan het maak. Ek moet woorde uit my woorde skat uitkry van arme ek. Ek kan nie. Dit kan nie so wees. Dit is onmoontlik dat dit kan gebeur. Ek moet begin moontlikheidstaal praat. Ek moet begin Bybeltaal praat. Prys sy kosbare naam. Die oë gefestig op Yahshua, die Messia. Luister wat sê hy in Matteus hoofstuk 7. En ek wil dit net graag vir u lees, dis die woorde van ons meester, Matteus hoofstuk 7 vers 24. Hy sê, elkeen wat dan na hierdie woorde van my luister, dis hoe jy jou oë op hom sit. Hy wat na my woorde luister, en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man, wat sy huis op die rots gebou het, en dis net hier waar baie Israeliete hulle self bluf. As broer Jaap, ek gebruik hom nou maar as 'n voorbeeld, want hy het nou kinders hier vanaand, as hy nou vir die seun van hom sê, vat my 'n bietjie die asblik uit en gaan sit hom by die kant dat hulle hom kan kom leegmaak. Ja pa. Maar hy is nou daar besig met sy gitaar en hy is met sy rekenaar besig en so 'n halfuur kom my broer Jaap en hy sê vir hom, jy moet daai asblik uitvat en jy moet hom gaan by die kant sit. Ja pa. En nog halfuur later, ek weet nie of hy soveel geduld sal hê nie,
Ek sal net na die eerste een sal ek nou al begin optree. Maar hoor mooi, as hy sê ja pa, het hy nog nie gedoen wat sy pa sê nie. Met ander woorde, hy het gehoor wat sy pa sê, maar hy het dit nog nie gedoen nie. En so is daar baie van ons mense, hulle hoor wat Vader sê, maar jy het nog nie geglo ten voordat jy nie by die plek gekom het, maar jy gedoen het wat hy sê. Dit help nie ons is hoorders nie. Ons moet doen. Dit help nie ons kry lering nie, dit help nie ons hoor die woord nie, maar ons doen dit nie. Ons moet sy woord doen, dis dan wanneer jy dit glo. Jy het dit nog nie geglo as jy dit nie doen nie, maar as jy dit gedoen het, dan het jy geglo. Ja, ek glo in die doop. En soos ons belydenis aflê, in die kerk waar ons belydenis afgelê, ek glo in God die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde ensovoorts, maar hy is so ver van my lewe verwyder, ek het geen verhouding met hom nie. Ek het nog nie geglo voor ek nie gedoen het nie. Hy wat na my woorde luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. Hier's 'n ou wat nie kan wegdryf nie. Hier's 'n ou wat nie sy vastigheid sal verloor nie, hy is op die rots. Maar hy sê, die meester sê, dan kom die waterstrome en die winde kom en die storms kom en hulle woed teen daardie huis en hulle kan daardie huis niks maak nie, hulle kan die fundament niks maak nie, want dit is op die rots. Mense, ek het uitgevind in my lewe dat as jy die woord gehoor het en jy besluit om daai woord te doen, dan is dit asof al die storms van die hel die volgende dag losbreek teen jou. Om daai woord wat jy ontvang het te toets, om hom uit jou uit te kry. Maar as jy besluit het ek is gevestig hierin, ek het Vader vertrou vir 'n swaai en 'n draai in my finansies, en 'n week van nou af het nog niks gebeur nie, en 2 weke van nou af het nog niks gebeur nie, en 3 weke van nou af het nog niks gebeur nie, en verander het niks aan my geloof nie, ek is vas in daai waarheid, ek glo Vader, ek vertrou Vader, ek het 'n vertrekpunt waar ek om begin glo het, my lot verander. Hy sê dan bou jy op die rots. Maar hierdie ou wat sy woord hoor en dit nie doen nie, hy bou op die sand, hy's 'n dwaas, en dieselfde storm kom en hy gooi daai huis omver. En daar gebeur niks in jou lewe nie, en jy's weg uit jou vastigheid uit, en jy het weggedryf uit jou vastigheid uit. Luister wat sê hy in Spreuke hoofstuk 4 vers 20, en u ken dit dalk, maar ek wil dit net lees, want geloof is uit gehoor. Spreuke 4 vers 20, my seun, julle dames moet nou nie uitvoel nie, my dogter, my seun, my kinders, luister na wat ek sê, neig jou oor tot my woorde, laat hulle nie wyk uit jou oë nie, bewaar hulle binne in jou hart, en as jy dit gedoen het, is hulle lewe vir die wat hulle vind, en wat? Genesing vir hulle liggaam. Julle kan daarby sit. Finansiële voorsiening, vrymaking, beskerming, sorg, vrede, vrymaking. Dis in daai totale pakket, maar dan moet jy luister wat hy sê. Jy moet dit voor jou oë hou, jy moet daarin gevestig word, jy moet daarin vaskom. Ek het 'n standaard 1 onderwyseres gehad, en ek was nog nooit in my lewe goed met somme nie. En dit het altyd my punte afgebring op skool, en boekhou was vir my, daai tyd het ons boekhou gehad op skool, en dit was vir my 'n marteling. In wiskunde het ek meer slaag gekry as iets anders. Dit was vir my 'n verskrikking gewees. Ek het probeer, op hoërskool het ek Latyn gevat, ek was lief vir tale en geskiedenis en die tipe van goed, maar jy moet nie vir my syfers gee in wiskunde en die aarde tog, maar ek het 'n onderwyseres gehad in standaard 1, en sy het 'n 15 duim liniaal gehad, en dan leer sy vir ons die tafels, en dan moet ons hier langs haar tafel kom staan. Ek was vir haar banger as vir die duiwel. Dan moet jy sê 2 x 2 is 4, en 2 x 3, en 2 x 4, en 2 x 5, en so moet jy al die tafels met jy deurgaan, en dan moet staan jy hier langs, en elke keer as jy nou 'n ding verkeerd sê, dan slaat sy jou met die 15 duim liniaal hier oor jou agterbene, jy weet. En met die 15 duim liniaal het sy nou die tafels in ons ingedrul. So jy kon my in die nag wakker maak en vir my sê, wat is 2 x 3? Dan sê ek 6. Wat is 2 x 9? Nee, is 18. Nou dis daai juffrou met die 15 duim liniaal wat dit nog gedoen het. Dis amper so iets, dis nou nie so heeltemal so erg nie, maar dis amper so iets. Jy drill jouself met die waarheid, jy drill jouself met die woord. Jy brand maar die ou middaglampie, jy sit maar die ou bedliggie aan, jy val nie net in die bed en raak aan die slaap nie, jy koop tyd uit. Jy sê ek moet hierdie waarheid, ek moet agter hierdie waarheid kom. Ek moet hierdie waarheid gevestig raak vind in my lewe. En as jy agterkom, hier's 'n gebied in jou lewe waar die Satan vir jou beroof, dis die gebied waar jy moet vastigheid kry. As jy iemand is wat depressief raak, gou depressief raak,
Jy moet bietjie gaan uitvind wat sê sy woord. Jy moet jou oor neig, jy moet luister, jy moet uitvind, jy moet hulp kry, jy moet dalk 'n bandjie kry, jy moet dalk 'n boek kry. Jy moet sy woord begin en jy moet daai woord begin bestudeer en hom bestudeer en hom bestudeer. Hy sê vir Josua, Josua, jy moet Moses se plek inneem. Kan jy nou dink dat 'n man neem by Moses oor? Harde. Hier is 'n man wat van aangesig tot aangesig met Jahwe praat. Hy lei oor 1 miljoen Israeliete, hy is die leier van oor 1 miljoen. Daar is wonderlike dinge wat rondom Moses gebeur. Nou moet ek by Moses oorneem. Ek wonder hoe Josua gevoel. En dis waarom Vader vir hom sê, hy sê, Josua, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, sodat jy voorspoedig kan wees in dit waarvoor ek jou geroep het. En dit wat jy kan doen, dat dit voorspoedig kan wees. Die geheim om by Moses oor te neem is my woord. Hy woord bepeins in die Hebreëus is baie interessant. Jy kan hom ook vertaal met 'n koei wat herkou. Jy weet, daai ou koei lê daar in die kraal en in die aand, dan bring sy nou daai gras op wat sy nou vandag gevrete dier en dan lê sy nou daai gras en kou die hele nag en sy kou hom nou fyner dat hy nou weer kan ingaan. En dis wat hy hier sê, dis wat hier beteken. Hy sê, jy moenie net my woord lees nie, maar as jy ry, as jy gaan slaap of as jy sit, herkou hom, bring hom, roep hom weer op tot herinnering, herkou hom deur sy wonde, daar vir my genees. Kom my God, my Elohim sal aan elke behoefte van my voorsien, volgens sy rykdom en heerlikheid. Ek het nie 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Wat beteken dit? Vader, wys vir my, praat met my, gee vir my lig, gee vir my insig. Hier is nou 'n ding wat teen my kom, maar u woord sê, elke wapen wat teen my opstaan, sal niks uitrig nie. Wat bedoel u daarmee? En jy bepeins hom, en jy sê hom met jou mond, en jy raak vas, jy raak gevestig in daai waarheid. En hy sê, as jy hulle gevind het, jy moet sy woord vind, jy moet sy woord gaan soek, dan word dit lewe vir jou. Dit word genesing vir jou, dit word voorsiening vir jou, dit word vrymaking vir jou, dit word verlossing vir jou. Prys sy kosbare heilige naam. Ek het nou die dag, ek is met 'n reeks besig in Bloemfontein oor die Heilige Gees en die tema is die geestelike mens en ek verduidelik die gawes en ek verduidelik die Heilige Gees. En 'n jong man kom na my toe en hy sê vir my, ek begeer dit met my hele hart, ek wil dit hê. Ek sê, maar dan moet jy nou gevestig raak in hierdie waarheid. Jy het dit nog nooit voorheen gehoor nie, maar jy moet nou gevestig raak hierin. En hy het gegaan en ek wil verduidelik wat hy moet doen en hy het presies dit gaan doen en hy het dit gaan ondersoek en hy het dit gaan kyk en dit sy eie gemaak. En een oggend kom hy by my en hy sê vir my, ek het dit ervaar, ek het dit beleef, ek is vervul met die Heilige Gees. Die manifestasie was daar, ek het dit gevind, ek is gevestig in hierdie waarheid, my lewe totaal verander toe ek hierdie waarheid vat en ek besluit ek weet min van hierdie waarheid, ek wil in hierdie waarheid gevestig wees. Mense, hierdie goed kom nie sommer net so op die tafel na ons toe nie, hulle lê nie bo langs nie, ek en u moet dit gaan haal, ons moet dit gaan soek. Kyk na mense se lewens en dan sal u sien, hulle leef nie in oorwinning nie, hulle leef nie in vrymaking nie, hulle is verslaaf en gebind en vol vrees en depressie en die armoede vreet hulle op en is allerhande ou aaklige goed waarmee die Satan hulle uitmergel. En dan kan jy maar bietjie gaan nader ondersoek doen, dan vind jy uit, daar is waarhede in hulle lewe waarin hulle nie gevestig is. Weet julle hoeveel Israeliete is daar wat sê, ek is 'n Israeliet, hulle kan vir jou die geslagregisters opnoem, hulle kan vir jou sê wie is die Edomite, hulle kan vir jou presies vertel waar die Israeliete heen getrek in hulle verstrooiing, hulle kan die feite vir jou so op die punte van hulle vingers noem. Maar die duiwel het hier vir hulle op ander gebiede vas, en hulle kan nie loskom nie, hulle kan nie vrykom nie, want hulle is nie in daai waarhede gevestig nie, en hulle is hier in hierdie waarheid vas, maar in daai waarhede word hulle maklik weggedryf, maklik weggevat. Nie, ons moet in al die waarhede van sy woord, moet ons gevestig wees, en moet ons vas wees. Ons amper klaar. Onstandvastigheid is 'n teken in jou lewe van geestelike onvolwassenheid. As jy nie standvastig is in jou lewe nie, dis 'n teken jy is nog geestelik onvolwasse. Kom wat ek nou vir u wys, Efesiërs hoofstuk 4, wat sê Paulus? Hy sê in vers 21, Efesiërs hoofstuk 4, en miskien moet ek hier by vers 11 begin, en hy sê, en hy het gegee sommige as apostels, en ander as profete, en ander as evangeliste, en ander as herders en leraars. Dis waarom ek vanaand hier is. Dis waarom Vader manne opwek, om vir sy volk te leer. Hy sê dat hulle kan kom tot die eenheid van geloof en die kennis van die seun van die een volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Messia, sodat ons nie meer kinders sou wees wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering en deur die bedriegery van die mense. Weet julle hoeveel leuns is hier in omloop in die land? Weet jy hoeveel misleiding is hier in omloop in die land? Hoeveel leuns het die duiwel losgelaat? As jy 'n kind is
en jy is nie gevestig in die waarhede van die woord nie, word jy heen en weer geslinger deur hierdie goed. Maar 'n volwasse man, 'n geestelike volwasse mens, is gevestig in die waarheid. Hy word nie afgebring van die waarheid, hy word nie heen en weer geslinger nie. Omstandighede heers nie oor hom nie. Jy heers oor die omstandighede. Maak nie saak hoe dit lyk nie, jy is in 'n oorwinningsposisie. Dis 'n teken van geestelike volwassenheid, daardie standvastigheid in jou lewe. Maar die geheim is, vers 21, as jy ten minste van hom gehoor het, en in hom onderrig is, en ek maak hiervan 'n baie sterk saak by die studente wat ek oplei. Ek sê, mense luister, gaan onderrig Israel in al die waarhede. Onderrig hulle in die Israel waarheid, maar onderrig hulle ook in Messia. Om onderrig te word in Messia is om vir hierdie mense te sê, jy is verlos uit die mag van die duisternis, jy is oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Jy is 'n nuwe skepsel, jy is vrygemaak, jy is sy geregtigheid, jy het die oorwinning om. Daar is ongeveer 138 skrifte, net in Paulus se briewe. Dis hoekom ek hierdie arme mense so jammer kry wat Paulus verwerp, want hulle sal nooit die nuwe verbond verstaan nie. Hulle sal nooit in hom lering verstaan nie. Maak net 'n bietjie studie daarvan in sy briewe, en dan maak jy al die tekste groen wat sê in hom, deur hom, tot hom. Dis ons erfdeel. Daarom as iemand in Messia is, daar is die sleutel, in Messia, as iemand in Messia is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. Ons moet in Messia onderrig word. Dis waaroor my boekie gaan. 'n Studie in geregtigheid en regverdig maak. Onderrigting in Messia. Jy hoef nie te kapeer nie. Jy kan 'n oorwinning leef. Jy kan vry wees. Jy kan verlos wees. Jy kan gesond word. Jy kan vrymaking kry. Jy kan oorwinning kry. Jy kan voorsiening kry. En Vader kan vir jou help op elke gebied in jou lewe as jy jou erfdeel in besit neem. Ek sluit af met Openbaring 3. Openbaring hoofstuk 3. Openbaring 3, en ek wil vir u lees vanaf vers 11. Kyk, ek kom gou. Dis nie die 22 September nie. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Kyk, as ek nou my horlosie hier het, ek het nie 'n stryd om hom vas te hou nie, hy lê net so my hand. Maar as jy my ou broer hom wil kom vat hier by my, dan moet ek hom vashou dat jy hom nie by my kan vat nie. Jy kan nie met Vader se waarhede deur die lewe loop en hulle lê net in jou hand nie. Ons het 'n Satan, 'n vyand wat hierdie waarhede by ons wil vat. Hy wil ons van ons beroof. Hy wil van ons af wegvat. Halleluja. Ek moet vashou aan dit. Hy sê, sodat niemand jou kroon neem nie. Wie oorwin? Hom sal ek 'n pilaar in die tempel van my Elohim maak. Wie oorwin? Hom sal ek 'n pilaar maak. Hy bedoel nou nie hier jy verander in 'n pilaar soos Lot se vrou nie. En nou hier staan jy in 'n huis en nou moet jy vir die res van jou lewe 'n dak dra nie. So party ouens sê ek wil nie graag 'n pilaar wees nie. Dis nie waarvan hy praat nie. Maar hy praat, hy sê, as jy daai pilaar sien, dan weet jy, hier standvastigheid, hier die dak word gedra, as mense na jou lewe kyk, en sien hulle hier standvastigheid, ek kan hierdie ou se prediking glo, ek kan hierdie man glo, ek kan hierdie vrou glo, man, niks kry hulle onder nie hier, hulle het 'n onwrikbare geloof in die woord, hulle is gevestig in die waarheid van die woord, hier's vastigheid in hulle lewe, en die belofte is vir die oorwinnaars. Die beloftes in die 7 briewe aan die gemeentes is nie vir verloorders nie. Dis nie vir mense wat nie sy woord doen nie. Hierdie beloftes van, as jy oorwin, sal jy saam met my op my troon sit. As jy oorwin, maak ek jou 'n pilaar. As jy oorwin, sal jy bekleed word met wit klere. Gaan lees dit. Dis die oorwinnaars. Dis die mense wat vastigheid in hulle lewe het, wat sê, Vader, ek staan op u woord. Ek staan op die beloftes van u woord. Ek maak dit my eie, ek maak dit deel van my lewe. Ek dryf nie weg hiervandaan. Hier was nou 'n stadium in my lewe gewees waar daar nou iets gebeur het, maar ek is bly dit gebeur het. Want dit het my net laat besef dat hier is 'n waarheid in my lewe waar die vyand dit op 'n subtiele manier reg gekry het om my daarvan te laat wegdryf. En met 'n skok het ek besef, as ek nie elke dag aandag aan hierdie saak gee nie, en ek aanvaar dit maar net soms vanselfsprekend, dan kan dit so maklik wees dat ek van dit wegdryf. En dat ek het verloor. En julle weet, 'n motorkar, jy sal waaragtig nie by die volgende plek kom as jy nie jou voet op die petrol hou nie. As jy jou voet van die petrol afhaal, dan gaan staan hy. So jy moet in jou geestelike lewe, moet jy jou voet hou op die waarheid.
En jy moet elke dag daarna kyk. En ek het begin agterkom in my lewe, maar ek begin sê, ek is moeg. En ek is nou dik vir hierdie klomp Israeliete wat so beklei, en ek is siek en sad vir die ding, en ek is siek en sad vir daai ding, en hier het 'n negativiteit in my lewe gekom, en ek het nie van dit gehou nie, en ek het ewe skielik begin besef, maar hier word ek uit my vastigheid weggevat. En ek het begin ag gee op ander Israel predikers wat my vervolg, en bidure teen my hou, en akkelige goed oor my sê, en hier het 'n aggressie in my begin kom. Ek is lus om saam met hierdie ouens in 'n kry te klim en hulle reg te sien, en ook iets van hulle te sê, jy weet. En ek het ewe skielik besef, maar papie, kyk nou mooi, jy is hier besig om van jou vastigheid in daardie opsig weg te dryf. En ek het net ewe skielik besef, ek moet my taal weer in lyn kry met die woord. Ek moet my gesindheid weer in lyn kry met, ek moet nie buite Vader se liefde optree nie, en ek moet nie buite die belydenis van sy woord optree nie. En ek het dit reggestel en ek het dit reggemaak. En toe draai die dinge, en toe verander die dinge, en ek loof hom daarvoor, en ek prys hom daarvoor. So op elke ander gebied in jou lewe, jy sê ek moet maar 'n ou sukkelaar wees, ek moet maar swaar kry, dit moet maar met my elendig wees. Jy dryf weg uit jou vastigheid, of jy is nog nie daar nie, kry daai ding vas in jou lewe. So ons moet elke dag na onsself kyk. Dis hy wat oorwin, dis hy wat vasstaan, dis hy wat nie toelaat dat hy weggedryf word nie. Hy wat sê, man, ek doen introspeksie, ek gaan nie laat Satan my beroof van die waarhede van sy woord nie, ek gaan in hierdie waarhede vasstaan. Ek gaan nie daarvan beweeg word nie, ek gaan nie daarvan weggeneem word. En hy sê, daar's heerlike dinge wat volg, wanneer ek oorwin, wanneer ek op oorwinningsgrond staan. En as julle nou, ek sluit nou af, as julle die 7 briewe gaan lees, dan sal julle sien, en elkeen van hulle sê, wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ons moet kan leer om te hoor wat die Gees sê. Ons hoor te maklik wat die duiwel sê. Ons hoor te maklik wat anders sê. Ek hoor te maklik wat my eie kop vir my sê, maar ons moet begin hoor wat die Gees sê. En dis mense wat kan hoor wat die Gees sê, wat openbaring kry, en wat vastigheid kry in Vader se woord, en hulle dryf nie weg nie. En daarom sê die skrywer aan die Hebreërs, ons moet ag gee op wat ons gehoor het, dat ons nie wegdryf nie. En as jy vanaand agterkom, daar is 'n gebied in jou lewe waar jy weggedryf het. Weggedryf het. At 'n stadium, en as ek nou maar 'n bietjie persoonlik ook kan wees, maar ek wil vir u help vanaand, waar ek en my vrou hardloop van die môre tot die aand, en in ons huwelik, nie lelik nie, nie groot nie, maar ons het in ons liefde vir mekaar begin bietjie wegdryf. En ek dank hom dat hy vir my gehelp het om dit te sien, en te sê, maar hier gaan die duiwel nie jou inkry nie. En terwille van julle wat graag wil weet, ons is 35 jaar getroud, en sy is die meisiekind in my lewe, daar is nie ander meisiekinders in my lewe nie, dit is my meisiekind daai. Maar 35 jaar getroud en predikant wees, beteken nog nie dat Satan nie sal probeer om jou uit jou vastigheid te kry nie. Jy moet aan daai ding kyk, jy moet aan hom werk, en ons het begin werk, en ek het besef as priester van die huis, ek moet aan werk. Ek moet aan werk. Ek moet begin, en ek het begin. En ek het daai ding gekeer, en ek het hom gestop, en hier het weer vastigheid gekom. Jy kom agter in jou lewe op die gebied van genesing, op die gebied van finansies, op die gebied van jou geloof, jou ywer vir Jahwe, jou gebedslewe, jy lees van sy woord. Ek het al vir 'n week nie sy woord gelees nie, dit pla my nie. Ek het nou vir 'n week nie gebid nie, dit pla my nie. Ek kom nooit in 'n onderlinge byeenkoms nie, dit pla my nie. Broer Jaap vanaand daar is, of wie ook al daar van, wat ek sit nou maar by deze, ek dink 'n storie uit. Jy's besig om uit jou vastigheid pad te gee. En jy moet boekhou, jy moet kyk en sê, Satan, jy gaan my nie uit my vastigheid wegkry hier wat dit betref. En jy maak hom weer vas. Mense, ek moes miskien op daai gebied kyk, jy moet op daai gebied kyk, maar Satan wil vir ons laat wegdryf van ons vastigheid, en dan kan hy inkom, en dan kan hy vir ons verniel. Kom ons staan en bid ons saam. Geseënde en wonderlike Vader Jahwe, ons dank en loof u vir u woord. Ons dank en loof u vir die groot genade en barmhartigheid wat u aan ons bewys het in Yeshua die Messia. Dankie dat ons vanaand u woord het. Dankie vir hierdie dierbare ou boek, deur wie ons kan kontak maak met die ware woord, Yeshua die Messia. Dankie dat u vir ons soveel omgee, dat u vir ons so lief het.
En dat die gedagtes wat U aangaande ons dink, gedagtes van heil is en nie van onheil nie. Dankie dat U begeer dat dit met ons goed sal gaan. Maar Vader, U sal nie doen wat ons moet doen nie, en ons kan nie doen wat U kan doen. Vir een of ander rede wil U hê ons moet U glo. Vir een of ander rede wil U hê ons moet U vertrou, en dan sal U kant bring. Dit werk nie andersom nie. Ek kan nie passief staan en nie glo nie, en nie vertrou nie, en nog steeds verwag, U moet my lot verander nie. Dit werk nie so nie, ek sien dit nie in U woord nie. Maar U sê, sonder geloof is dit onmoontlik om hom te behaag, want hy wat na Elohim gaan moet glo dat hy is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. En U het meester vir soveel mense gevra, wat wil jy moet ek vir jou doen? Glo jy dat ek het kan doen? Daarom wil ons dan vanaand sê, meester, dit is waar, daar is gebiede in ons lewe waar ons nog nie vastigheid het nie, omdat ons nie kennis het nie. Maar ek bid dat U vir ons genade sal gee om daai kennis te kry, dat ons ook op daardie gebied vastigheid kry in ons lewe, en nie langer sal wegdryf en deur die duiwel beroof en besteel word nie. En ek bid, Vader, dat daar 'n gedetermineerdheid en 'n beslisheid in ons lewe sal kom om te sê, ek wil vastigheid in my huwelik hê, ek wil vastigheid in my verhouding met Vader hê, ek wil vastigheid in my geloofslewe hê, ek wil vastigheid in my heiligmaking hê, ek wil vastigheid hê in hierdie waarhede van Vader se woord, en want ek wil die Satan geen plek gee deur my passiwiteit en deur my vrees en deur my ongeloof nie. Ek wil 'n Israeliet wees wat waarlik voldoen aan dit wat U woord sê. Die aanneming tot kinders behoort aan my, die beloftes behoort aan my, die verbonde behoort aan my, die heerlikheid behoort aan my, die erediens behoort aan my. Ons leef baie keer sonder om hierdie dinge in besit te neem en dit ons eie te maak, en dis nie U skuld nie, het ons klaar geseën in Messia, U wil hê ons moet dit in besit neem. En ek bid vanaand vir mensies wat hier staan en dalk besef dat daar een of ander area in hulle lewe is waar daar nie vastigheid is nie, of daar was vastigheid, maar hulle het van dit begin wegdryf, en die vyand het sy poot ingekry. Ek bid, Koning, dat U vir hulle genade gee, en barmhartigheid gee om vanaand weer beslis te wees, en op te staan en te sê, hier is 'n gebied waar Satan begin het om my te beroof. Ek gaan hom nie langer meer toelaat om my te beroof nie. Ek kry vastigheid in my lewe. Ek het nie blydskap nie, ek het nie vreugde nie, ek is weg uit my vastigheid van blydskap en vreugde, want Satan het my blydskap gesteel. Ek bid, Vader, dat hulle daardie blydskap weer sal terugkry. En dat ons daders van die woord sal word, wat nie op die sand bou nie, maar wat op die rots bou. In die meester se naam bid ek dit, en ek bestraf vanaand die werke van die duiwel. Ek bestraf en ek bind vanaand die leuns van die Satan. En ek sê vanaand, die waarheid sal die oorhand kry in ons denke, die waarheid sal die oorhand kry in ons gemoed, die waarheid sal die oorhand kry in ons huise, die waarheid sal die oorhand kry in ons lewens. Ek prys U, Koning, ek loof U, ek aanbid U. Ek bid ook vanaand vir ons jong mense wat nie kan verstaan dat dinge verkeerd is in hulle lewe nie, omdat hulle nie hulle vader en moeder eer soos wat hulle moet eer nie, hulle het uit daai vastigheid weggeval. En ek bid, Vader, dat baie van ons jong mense daardie ding weer sal vasmaak in hulle lewe, om hulle vader en moeder te eer en lief te hê. Ek prys U, Koning. Of ons nou jonk is en of ons oud is, daar's areas in